Ons leef in 'n tyd wanneer die aanvalle op die kerk al hoe meer fel raak, al hoe meer gaan toeneem. En binne in die kerk self is daar faksies. En die Here gaan 'n eenheid bymekaar roep. En dit gaan 'n geweldige skudding bring. En hierdie skudding sal die kerk suiwer. Maar in hierdie proses sal die kerk getransformeer word en verander word. Ons het 'n totale transformasie, nie net in die kerk, maar ook in ons eie lewens nodig. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks in Afrikaans. Hy is ook in Engels beskikbaar. Die titel van die eerste lesing is Mede-afhanklikheid. Die onselfsugtige planeet. Hierdie lesing is ter inleiding om sekere prinsipe duidelik te maak. Volkome vernuwing. Die Engelse titel Total Transformation. Algehele transformasie, totale transformasie. En die Bybelteks Romeine 12 vers 2 gaan ons begelei dwars deur die reeks. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy sien, dit is nie genoeg om 'n kopskuif te maak in terme van die waarheid nie. Dit is nie genoeg dat ek een stel teologie in my kop vervang met 'n ander stel teologie in my kop. Dis nodig dat dit gebeur, maar dis nie genoeg nie. Iets moet hier ook gebeur. Die hele persoon moet verander word deur daardie teologie. Dit help nie ek verander 'n dag na 'n ander dag. Ek hou Sondag en nou hou ek Sabbat. Ek word nie gered deur daardie skuif nie. Dit help nie ek verander my dieet nie en nou het ek so geëet en môre eet ek so. Esoteriese mense doen dieselfde. Is dit nie so nie? Verander hulle nie hulle dieet nie. Vandag het ons groot bewegings in die wêreld wat almal die Sabbat hou. Maar dit beteken nie dat hulle die God van die Sabbat en sy karakter in hulle self wil laat inent nie. En dit is die vernuwing wat die Here van ons verwag. Hy wil hê daar moet 'n totale volkome verandering kom, 'n totale transformasie, 'n volkome vernuwing van die gees. En een van die dinge wat vir ons die grootste probleme in die wêreld skep, is selfsug. Dis lê seker op die basis van al die probleme in die heelal. Dit was die probleem in die hemel en dit is die probleem vandag. As 'n mens daardie ding tersyde kan lê, dan kan jy enige probleem binne 5 minute oplos. Job 12 vers 7 maak 'n interessante stelling. Hy sê, maar vra tog die diere, dat hulle jou leer, en die voëls van die hemel, dat hulle jou te kenne gee, of spreek die aarde aan, dat dit jou leer, en laat die visse van die see jou vertel. So daar moet iets wees in die natuur, wat ons iets probeer vertel van God, volgens die teks. So ek wil vandag 'n bietjie gesels oor die voëls, 'n bietjie gesels oor die aarde, 'n bietjie gesels oor die visse, en vra vir die visse, wat kan jy vir my leer? Is daar iets wat jy vir my wil sê? Want dis die planeet waarop ons leef, dis hier waar die aarde vir ons kos gee, dis hier waar die aarde vir ons blyplek gee, en dis die skuilplek, as jy wil, wat die Here vir ons gegee het, waarin ons leef en handel en ervaar en sovoorts. So wat is dit wat die Here vir my wil leer? Nou ek maak geen verskoning in hierdie reeks nie. Ek gaan die gees van profesie aanhaal gereeld.
Want hierdie reeks gaan vir mense in die kerk. Dit sal ook mense buite raak, maar hierdie reeks is vir die kerk. Die heel eerste reeks wat ek gemaak het, was oor evolusie. Dit spreek die wetenskaplike wêreld daar buite aan. Die tweede reeks wat ek gemaak het, het gegaan oor die toestand van die wêreld en hoe die hele wêreld eintlik ingesluk word deur 'n leuen. En daardie reeks was bedoel vir alle mense buite die kerke, om vir hulle te wys waar staan hulle, en watse organisasies behoort hulle, en wat is die doelstellings en die leerstellings van die organisasies waaraan hulle behoort. Sodat die mensdom kan sien dat die hele wêreld staan eintlik onder die beheer van 'n ander gees. Toe kom ons 'n bietjie nader, toe maak ons 'n reeks oor die reformatie. Daar spreek ek nou die kerke aan, die gereformeerde kerke in die wêreld. En ek vra die vraag aan hulle, waar was julle en waar staan julle vandag? En wat kom dan volgende? As ons al nader en nader na die kern van die saak kom, die uiteindelike doelwit moet dan wees, die kerk van die Here self. Want wat sê die Here oor die toestand van die laaste kerk op aarde? Hy's wonderlik, né? Is hy? Nee, hy's pateties. Hy's pateties, hy's naak. Met ander woorde, hy skiet kort as dit kom by die geregtigheid van Christus. Hy's blind. Hy het sy geestesoog verloor en hy moet goud koop sodat hy gelouter kan word. So, groei en genade is dinge wat saamgaan. En die Here wil hê ons in die tyd waarin ons leef moet groei ten spyte van die omstandighede. Vertel jou kinders van die wonderwerkende krag van God. Soos hulle die groot lesboek van die natuur bestudeer, sal God hulle gedagtes beïndruk. Die boer ploeg die land en saai sy saad, maar hy kan nie die saad laat groei nie. Hy moet staat maak op God om te doen wat geen menslike krag kan doen nie. So hierdie lewensgewende krag kom van 'n ander bron af. Die spreekie verskyn eerste, dan die aar, dan die koning in die aar. Soos die kinders vertel word van dit wat God vir die saad doen, sal hulle leer wat die geheim van groei in genade is. Dit is eintlik 'n mooi sitaat. So hier is voorbeelde in die natuur wat ons kan gebruik. En op een of ander stadium staan hier die dame met haar seun en sy kyk na hierdie pragtige lelies wat daar in die swart modder groei. En sy sê, kom, ek wil vir jou iets lees, leer oor die varswaterlelies. Hierdie pragtige lelies groei suiwer, vlekloos, perfek, sonder 'n enkele letsel. Hulle groei deur 'n massa opdrifsels, swart grond, modder, vullis, soms nog 'n tikkie besoedeling daarbey. En sy sê vir haar seun, ek wil hê jy moet die moeite doen om vir my die stiel van daardie lelies so na as moontlik aan die wortel te kry. Ek wil hê jy moet iets daaromtrent verstaan. Hy het 'n handvol lelies uitgetrek en ek het na hulle gekyk. Hulle was almal vol oop kanale en die stele het alles wat hulle nodig gehad van die suiwer onderliggende sand onttrek. En dit het ontwikkel in die rein vleklose lelie. Dit het al die opdrifsels vermy, dit het elke onooglike ding vermy en dit het rein ontwikkel. As ons kyk na Daniël, was hy onder die beste omstandighede daar in die poorte van Babylon en daar aan die universiteit van Babylon waar hy geleer het wat hulle moes leer. Hy was nie onder die beste omstandighede daar nie. Maar nogtans het hy rein en suiwer gebly. Want waar het hy sy krag vandaan gekry? Van 'n ander bron, né?
So in ander woorde, God het die aarde vir die mens geskep, dit weet ons. Die mens was die kroon van die skepping, so sê die Bybel. En hierdie aarde is 'n miniatuur kosmos. Dis 'n lesboek. En die Bybel sê dat die ganse heelal se aandag toegespits is op hierdie kolletjie hier in hierdie massiewe ruimte. En wat gaan nie aan in hierdie lesboek? Die mens is geskape om die eise van die vyande van God te weerlê, en hierdie skepsel is nie arbitrêr nie. Ons is nie net 'n nagedagte iewers nie. Wel, ek het nou al so baie geskep, ons skep maar ook die mens. Nee, julle is besonders. En julle moet dit weet. Want die ganse aandag van die heelal is toegespits op hierdie stukkie aarde. Alles. Psalm 8 vers 2 sê, O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde, U wat die majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suigelinge het U sterkte gegrondves om U teenstanders ontwil. So hoekom is ons hier? Om die vyand se mond te snoer. Want die vyand het sekere aantuigings gemaak teen Christus en sy heerskappy. En dis waar die oorlog lê. Ons is vasgevang in hierdie oorlog. Ek hou van Martin Luther, hy is een van my geliefkoeste skrywers. Martin Luther sê, jy moet kies, jy skaar jouself agter Christus of agter die vyand. Maar boetie, moenie probeer om vrede tussen die twee te bewerkstellig nie. Moenie tussen die deur en die kusyn gaan staan nie. Want jy gaan verpletter word as daai deur op jou toemaak, soos wat 'n kakalak plat gedruk word tussen deur en kusyn. Want daar is geen kompromis moontlik tussen Satan en Christus nie. Das is so 'n ding nie. Jy staan of by die een of by die ander ene, en beter staan maar liewes agter hulle. Want as jy sê, nee, kom ons maak vrede tussen die twee, kom ons bring hulle by mekaar in 'n groot ekumeniese beweging, dan gaan jy 'n plat gogga word, 'n baie plat gogga. Die Psalm gaan verder en dit sê, as ek die hemele aanskou, die werk van die vingers, daar het ons die skepping, die maan, die sterre wat hy toeberei het, dis alles groot goed daai. Wat is die mens dat jy aan hom dink en die mensekind dat jy hom besoek? Mens kan die gedagte kry, wie is ons nou, hierdie nietige ou wurmpie, dat die Here omgee van hom nie, maar dis nie wat die teks sê nie, moet mooi lees. U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Die Geneve Bybel sê, 'n weinig minder as God self. So is dit 'n nietige wese waarvan ons hier praat, ja of nee? Nee, Hier praat ons van iets belangriks. Hierdie mens is 'n weinig minder as 'n goddelike wese geskep. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel, skape, beeste, almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel, die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Hier is 'n skepsel, 'n geskape wese, 'n weinig minder as God self. Sê die Bybel nie, ons is in die ewebeeld van God geskep nie? So dis nie 'n wurmdien nie. Hier's 'n belangrike wese. Satan wil graag hê julle moet glo julle is wurms. Maar julle is nie wurms nie, julle krone op julle koppe. 'n Wurm dra nie 'n kroon nie. En daar's die woord wat gebruik word daar in die Hebreëus, Elohim, en dit kan beteken engele, en sommige skrywers vertaal dit engele, maar dit kan ook beteken God self. Hebreëus het 'n ander gedagte hier bygevoeg. Hy sê, U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak,
met heerlikheid en eer het hy hom bekroon. Maar hierdie weinig minder as die engele is eintlik nie reg vertaal nie. Want as ons 'n bietjie daarna kyk, dan sal ons sien dit is tis brakos, ons gaan nou daarby kom. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. So God self in Christus het ook vir 'n wyle minder geraak as die engele en hier ons gevalle toestand aangeneem. En as ons kyk, hierdie woord tis brakos, hier is dit nog uit die konkordansie, beteken dit vir 'n kort rukkie. Vir 'n kort rukkie. So die mens ook is vir 'n kort rukkie 'n weinig minder as die engele geskape, met die doel om uiteindelik daai selfde status te handhaaf. 'n weinig minder as God self. Maar nou op die oomblik sien ons Christus, en hy gaan hierdie vyand vertrap, en dan gaan die herstel kom. Nou as ons kyk na hierdie aarde, dan sien ons dat God voorberei het. En ek het hierdie gedagtes, as dit so in blou staan, dan is dit maar soos ek dink oor die saak. Kyk, ons berei mos 'n kamer voor vir 'n baba. En dan weet ons nou nie, gaan dit nou 'n seentjie wees? Vandag kan jy nou weet, maar in die ou dae het jy nie geweet nie. Dan koop jy maar wit, né? Want jy weet nie, gaan dit blou of pink wees nie. En jy doen alles omtrent hierdie kamer. En so het God die omgewing waarin ons bly, het hy pragtig voorberei. Elke aspek, elke detail het hy oorweeg. Net soos wat 'n ma daai kamertjie voorberei, so het hy hierdie plek, hierdie woning van ons voorberei. En dan heel laaste het hy daai mens geskep. En hierdie planeet van ons is 'n baie besondere planeet. En ons mors met hom. Ons mors met hom. En hy moet mooi versorg word. En die Here het hom geskep, hierdie mens, om hierdie wonderlike geskenk te vertroetel. En wat maak hy daarmee? En hy moet hom onderhou. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, oor al die diere wat op die aarde kruip. So hier is 'n mini-kosmos, 'n mini-hemel geskep. En die mens is hier geplaas soos 'n heerser, soos 'n koning. Nou aan watter van die engele het die Here ooit gesê heers? Nie een van hulle nie. Aan watter van die engele het hy ooit gesê, wees vrugbaar en vermenigvuldig julle? Nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. So hier is 'n wese wat geskep is om vir die eerste keer in die skepingsdaad van God deel te neem, om daaraan deel te neem. So hier's 'n wese wat voortbring, lewe voortbring. So hierdie wese gaan iets verstaan wat selfs 'n engel nie verstaan nie. Wat dit beteken om iets wat uit jou eie lyf voortspruit te vertroetel en te versorg en om te gee. Want die aanklag teen God was dat hy arbitrêr was, dat hy sal besluit wat reg en verkeerd is. Nou sê die Here, goed, kom ek gee vir julle 'n wese wat uit julle uit voortspruit. En dan kyk julle hoe julle dink oor hierdie saak en hoe julle dink oor orde en wetlikheid en hierdie dinge. En as jy dit nie toepas nie, wat gaan die gevolge wees? En dan sien ons wat aangaan op die planeet. So, hier is 'n baie besondere wese wat geskep is. Op die eerste dag het hy die lig geskep. Ons het almal lig nodig. God is lig. En lig is nie net sommer enige iets nie. Want hier is 'n hele spektrum
Plus 'n groot deel van die spektrum wat ons nie eers sien nie. Daar in die ultraviolet en die ultrakort golflengtes en dan in die ultralang golflengtes. En daar is spektrums wat ons oë nie optel nie, wat diere optel, soos bye en so voorts. Stel julle voor, julle sou nog die vermoë gehad het om die hele spektrum te sien. Dan sou julle na 'n plant kan kyk, en julle sal net kan fokus, en dan sal julle met ekstrale dwars deur hom kan kyk na sy binnekant toe. Sou nie fantasties wees nie? En daar natuurlik, as jy lig het, dan moet jy in gedagte hê hoe jy die mens gaan skep met al die vermoëns wat hy het om te sien, om dit uit te werk, 'n kamera, 'n stelsel, 'n bergingsstelsel, harde skyf inbou, sodat jy daai foto kan oproep. As hier iemand is wat nog ooit verlief was, en jy's nie by die een wat jy lief is, kan jy daai gesig in jou geestes oop vorentoe bring, ja of nee? Ja, dis al wat jy ooit doen, as jy verlief is dit nie so nie? Dis al wat jy ooit doen, so daai kamera, hy is perfek, en jy hoef nie die lense te verander nie, jy hoef nie die oog uit te skroef en 'n ander lens in te sit nie, nee. As jy soos 'n vis wil kyk, weet jy kan. As jy wil fokus, jy kan. Hier is 'n fantastiese ding. Die tweede dag het hy die uitspansel voorberei. Hy atmosfeer, die sterre, en dan die plante, hy het kos voorsien, en dan die son, en dan die seediere en die voëls, en dan die landdiere en die mens op die 6de dag. En dan kom ons van aangesig tot aangesig voor hom. En hy skep die Sabbat. Dis nie net 'n dag nie. Hier gaan dit nou om verhouding. Verhouding. So die Sabbat is nie dag nie, die Sabbat is verhouding. Ek, julle skepper, wil intiem met julle betrokke wees. Dis waaroor dit gaan. So hy berei dit voor en hy skep die Sabbat. Spesiale intieme gemeenskap. Nou as ek vandag na hierdie planeet kyk, plek lyk hy lelik. Maar jy kan 'n ander bril opsit, en dan kan jy nog steeds die mooi van die skepping sien. So ek wil vandag met die geestesoog na die skepping kyk soos hy was, en soos God dit eintlik wou gehad het. En dan moet ek nou verby die modder, en ek moet nou kyk na die lelie. So Eden moes asemrowend gewees het, stem julle saam? Die verskeidenheid van diere, die plantlewe, wat weerkaats word in die paleontologie, getuig van 'n bioom so ryk, dat ons dit nie eers ons kan voorstel vandag nie. As ek kyk na die paleontologie, ons het 'n fraksie van die plante, ons het 'n fraksie van die diere oor, wat oorspronklik daar was. En ons sien op ons planeet, dat die diere al hoe minder en minder word. So ons is besig om te versluit. Nou wat kan hierdie aarde vir ons leer? Wat kan dit ons leer oor die karakter van God? Wat kan dit ons leer oor die geregtigheid van God? As ek kyk na voorstellings hier uit die kruittydperk, dan wys die paleontologiese boeke so die kruit gelyk. Vlak see, klomp organismes wat daarin rondswem, en hulle het kalsiumkarbonaat skelette gehad, en die kalsiumkarbonaat skelette van die kruitorganismes is maar hierdie skulpies, en dan ook die skulpies en die skelet, as jy dit so kan noem, van eensellige organismes, van foraminifera en radiolaria. Hier is 'n versteende woud, en hier sien 'n mens hierdie wit kruit neerleggings, en in daardie selfde versteende woud kry jy ook skulpies. So die hele aarde was onder water. Hierdie woud is in die middel van Europa.
En hy is veronderstel om 'n jong steenkool neerlegging te wees. So, die planeet was al in die huidige toestand. En hier was alles onder water. So, die aarde kan vir my vertel, dat God se genade perke het. Een of ander tyd gaan hy optree. En dan gaan daar 'n einde kom. Die Bybel sê dit, die aarde vertel vir my, hier was 'n vloed. Hier was die hele Europa onder water. En hulle sê 40 miljoen jaar gelede, nou onthou hulle sê die kontinente in hulle huidige vorm bestaan al 150 miljoen jaar. So met ander woorde, dis jonk volgens paleontologiese denke. Natuurlik teen Bybelse denke is dit nog oud. Maar die feit bly staan, hier was 'n punt waar God gesê het, so ver en nie verder nie. Gaan daai selfde punt weer kom vandag? Ek glo so. Was daar 'n wêreldwye vloed? Die paleontoloog sê nee, daar was nie 'n wêreldwye vloed nie. Die Bybel sê, laat die visse jou vertel. Sê hy nie so nie? So kom ons vra vis. Vis, was daar 'n wêreldwye vloed? Wie's reg? Was die Here reg? Is die Bybel reg? Of is die geleerde manne reg? Hier is die anatomie van die vis. Daar is al sy organe, daar is 'n lewer, 'n maag, 'n darm. Julle ken ons daai goed. En die interessante ding is, daar's ook 'n nier. Daar's 'n nier. Nommer 6, daar sit hy. Hy het 'n nier. Goed, vis het 'n nier nodig, want hy het ook afvalstowwe, soos enige ander organisme. Maar hierdie nier van die vis in die seewater, bevat hierdie liggaampie, naamlik die nierliggaampie, die glomerulus. En hierdie struktuur is 'n ultrafiltrasie struktuur. Met ander woorde, die bloed kom daarin, julle sien daar's 'n mooi wye bloedvat daar, dan breek dit op in 'n kapillêre netwerk, en dan is daar 'n nou ene daar, so as die bloed hier inpomp, en ek maak skielik 'n klomp klein vaatjies uit 'n groot vat, dan gaan dit druk veroorsaak. So hier, op grond van die drukking van die bloed, vind dan nou ultrafiltrasie plaas, en vloeistof word uit daai bloed uitgedruk en beland hier in die nierbuisie. En dis hoe die nier werk. So ek drink water, die bloed pomp deur hierdie nierliggaampie, die druk hier is hoog en daai vloeistof pomp uit. Nou die vis het hierdie struktuurtjie. Al die visse in die see, met 1 of 2 besondere uitsonderings. En die vraag is, visie, hoekom het jy daai struktuur? Want daai struktuur is vir jou 'n verleentheid, visie. Jy kan nie leef met daai struktuur nie. Want jy sien, die probleem is dit. Die vis swem in seewater. En die konsentrasie van die seewater is 1000 milliosmolar. Maar die visie se soutgehalte is net 350 milliosmolar, 1/3. So die vis is minder sout as die see. As gevolg daarvan onttrek die seewater die osmose water uit die vis uit. So die grootste probleem wat 'n beenvisie in die see het, is dat hy die hele tyd ontwater word. So die probleem word opgelos deurdat hy die seewater drink. En dan in sy kiewe skei hy daai sout uit, so hy het 'n ontsoutingsaanleg, en dis hoe hy sy water kry. Maar as hierdie ding werk, dan pomp hy die water hier uit en hy verloor dit in sy urine. So die visie kan nie met daardie ding saamleef nie. Hy kan nie. So die enigste oplossing wat hy het, hy moet hierdie ding ongedaan maak. En hy het 'n meganisme waar hy hierdie bloedvat net afsluit. So dan sê ons, die vis is funksioneel aglomerulêr. Daai ding werk nie by die vis
in die see nie. As hierdie vis nou in die varswater sou beland, en baie visse kan van die een na die ander, en dan is die probleem nou presies die teenoorgestelde. Nou het hy 'n hoë soutgehalte as die water waarin hy is, en water die osmose stroom die hele tyd die vis binne, en as hy nie iets daaromtrent doen nie, dan gaan hy ontplof. So, hierdie ding moet werk. Dat hy van daai water kan ontslaa raak. Ultrafiltrasie, pomp hom uit. Nou hier's my vraag. Hoekom het alle marine visse hierdie struktuur as hulle hom nooit mag gebruik nie? En dan het jy nog 'n verdere probleem. Die lewe het in die see begin volgens die wetenskaplikes. So daai visie moes hierdie ding gehad het van die begin af. Hoekom sit hy met 'n struktuur wat vir hom 'n verleentheid is? Behalwe as in die verlede die see nie sout was soos vandag nie. Dan sou hy hom nodig gehad het. En daar is die antwoord. Die vis vertel vir my dat die omgewing drasties verander het van 'n varswater toestand na 'n see soutwater toestand. En dit sou gebeur het tydens die vloed. So wie moet ek glo, die wetenskaplike of die woord? Visie, dankie vir die inligting. Kom ons gaan land toe. Daar is min op ons planeet vandag wat ons kan herinner aan hoe dit moes gelyk het. Nietemin, as ons die boek van die natuur bestudeer, kan ons God se handewerk onderskei. Julle weet seker waar hierdie foto geneem is, né? Daar in die Weskus, maar het kan net sowel daar in die Klein Karoo gewees het. Die hele Klein Karoo het so gelyk hierdie jaar. Dit was te pragtig. Al hierdie blomme, inkluis daai blom. Evolusie sal dit nooit kan regkry nie. En hier is 'n vraag. Hoekom is die wêreld vandag nog so dat ons die mooi dinge kan raak sien? Evolusie het net een doelwit en dit is voortplanting. Moet jy mooi wees om te kan voortplant? Nee, daar is geen selektiewe voordeel in mooi wees nie. Trouwens, skus, die lelikste mense het dikwels die mooiste kinders, het julle dit al agtergekom? En nog minder verstaanbaar vir my is die lelikste mans loop met die mooiste meisies rond. Het julle dit al agtergekom? Ek kan dit nie verstaan nie en ek sal dit nooit verstaan nie, maar dis maar seker 'n wet. So, ons kan kyk na al hierdie mooi dinge en ons kan vra, wat kan julle vir ons leer oor die karakter van God? Wat kan julle vir ons leer? Die meeste diere op die planeet is kleurblind. Dit eis besondere strukture in die oog om kleur te kan onderskei. En selfs al verduidelik jy nou hoe daai strukture ontstaan het, die interpretasie daarvan in die brein is eintlik waar die dinge gebeur. Want daai sein word net in 'n elektriese impuls omgesit en dan word daar 'n geweldige verandering hier in die brein waargeneem en al daai kleure word daar ingesit. Hoe kan kleur uit 'n organisme ontwikkel wat nie kleur kan sien nie? Dis nie net iets wat in die oog bykom nie, dis 'n totale breinverandering. Dis baie kompleks. En wat kan hierdie diertjies vir ons leer? Al hierdie bokkies in die natuur. Elkeen het 'n spesifieke rol. Elkeen. En vandag is die rol verwronge. En ons moet dikwels kyk, hoe was dit oorspronklik en hoe is dit nou, want die diere is gevalle. Ek bedoel, olifante jaag jou. Ek is gejaag meer as 'n 3/4 kilometer, terwyl ek retireer in my kar teen 'n geweldige spoed. Deur 'n olifant wat definitief moeilikheid gesoek het. Dit was nie so op die ou planeet nie. Maar vandag kan jy nog redelike diere
sien as jy na sekere plekke toe gaan. Ons was nou net deur die Kruger, want ek het daar bo lesings gegee. En is nog mooi, maar in die ou dae was dit anders. In die ou dae was daar troppe en troppe en troppe diere. As 2 springbokkies by mekaar, is hulle nie oulik nie. As jy so baie by mekaar sien kan, dink jy dis wonderlik. Hoe was die planeet? Dit moes asemrowend gewees het. En elkeen van hierdie diere het 'n besondere plekkie, 'n besondere nis wat hy vul. Dis die eland, en hier vreet hy die blare van hierdie plant. Nou, dis interessant, hierdie eland, hy sal vreet, en die hele trop sal vreet, en dan sal hulle skielik ophou, en dan loop hulle so oor 100 meter, en dan vreet hulle weer. Hoekom doen hulle dit? Want terwyl hy vreet, breek hy mos die blare, en soos hy die blare breek, word daar 'n feromoon vrygestel, en daai feromoon sê vir hierdie plant, jy word gevreet. En dan produseer daai plant tannine en ander stowwe, wat die plant onsmaaklik maak. En dan hou daai dier op met vreet en hy gaan na 'n ander plek toe. So die natuur sorg dat daar nie oorbeweiding plaasvind nie. Natuurlik as jy nou 'n groot kamp rondom of 'n klein kamp rondom hierdie bome sit en jy dwing daai dier om daarin te bly, dan gaan hy uiteindelik die hele bos opvreet want daar's niks anders om te eet nie. Maar dit was nie so oorspronklik nie. Die diere kon beweeg, hulle kon trek, en die Krugerpark het nie gelyk soos hy vandag lyk nie. Waar al die bome omgegooi word, en dis opgevreet, en dit lyk naar, en as dit nie reën nie, lyk dit nog naar. Jy het al agter gekom. Hoe was dit in die verlede? Dit moes fantasties gewees het. So hier sorg die natuur, dat daar geen oorbeweiding plaasvind nie. Die jong blaartjies, wat rooi is gewoonlik, sit meer van daardie stowwe in, sodat die plant kan groei, sodat daardie dier eerder die ou blare as die jong blare sal vreet. Anders sal die boom nooit kans kry om te groei nie. Vandag sit ons drade om, ons versteur die hele ekosisteem, en ons is verstom oor die toestand van ons planeet. Hoe was dit oorspronklik? Kyk net hierdie simmetrie. Jy het nie simmetrie nodig nie, en jy het nie aangename geure nodig om voortplanting of bevrugting te bewerkstellig nie. Daar's plante wat stink, en vliee werk op daardie plante, is dit nie so nie? So jy kan maar stink ook. Maar hoekom is dit mooi? Hoekom is daar simmetrie? Wat sê dit vir ons van God? Wat sê dit van sy karakter? Wat gaan jy vir jou vrou gee? Stinkblom of 'n pragtige blom vir haar verjaarsdag? Hang af hoe jy voel hoe haar. Hierdie plant kom uit ons eie tuin uit. Ek het hom afgeneem. Dis daarom ongelooflik, die detail en die kleurskemas. So 'n paar jaar gelede in 62 verskyn hierdie boek, en die hele moderne eko-beweging begin eintlik hier. Die boek se naam Silent Spring, deur Rachel Carson, en sy skryf oor hierdie dinge, en die hele omgewingsbeweging word gebore. In hierdie boek word die nadelige uitwerking van plaagdoders op die omgewing, veral op voëls, gedokumenteer. Carson het gesê dat ontdek is dat DDT dunner eiedoppe veroorsaak, en dat die diere dan nie kan uitbroei nie, omdat die eiers breek, en so het die voëls minder en minder en minder en minder geword. En daar begin die hele ondersoek na die bedryf, na die ekonomie, en al daardie dinge. Elke organisme op hierdie planeet vul 'n spesifieke plekkie. Hy het 'n spesifieke rol. Wat sê dit vir ons van die karakter van God? Is ons om dowe neute hier, of het God 'n spesifieke plekkie vir ons voorberei? Evolusioniste praat van ko-evolusie. Hierdie organismes moes saam ontwikkel het, want hulle is mede-afhanklik.
Die een kan nie sonder die ander nie. So die plant het hierdie bytjie nodig, want die styfmeel gaan sit daar vas en hy dra dit oor na 'n ander spesies en dan is daai plant weer het plekke om hierdie styfmeel op te neem ensovoorts. En daar's 'n verband tussen die twee. Wat een het nou eers ontwikkel, die blom of die by? Koevolusie sê hulle het saam geëvolveer. Gaan hulle nou wag vir mekaar om by te kom? Kyk, ek het 'n orgaantjie ontwikkel, bytjie. Het jy ook 'n orgaantjie ontwikkel sodat jy hierdie ding van my kan translokeer na my maatjie wat aan die ander kant groei? Hoeveel miljoene jare moet ek wag tot die toeval dit by jou reg kry? Dis koevolusie. Want dis die enigste manier om dit te verklaar. Maar ek het 'n kopskuif gemaak. En ek dink nie meer in terme van koevolusie nie, ek dink aan mede-afhanklikheid. En derhalwe moes hierdie twee organismes gelyktydig daar gewees het, om hierdie ding te kan verklaar. Evolusie sal dit nooit en der nimmer verklaar nie. So, dis 'n onselfsugtige werk, wat hierdie diertjie moet doen. En elke plant is spesifiek ontwerp vir 'n spesifieke organisme. Dis asemrowend. Jy kan nie net in 'n reënwoud ingaan en die plante vernietig nie. As daar nie 'n spesifieke orgidee is nie, 'n spesifieke orgidee wat 'n spesifieke feromoon produseer, wat spesifiek sekere insekte laat begin swerm nie, dan is daar geen voortplanting van sekere bome nie. So daai interafhanklikheid moet behoue bly. En as jy die kleinste skakeltjie verwyder, dan stort die hele ekologie in duie. En dis wat gaan gebeur. Met ander woorde, elke organisme het 'n spesifieke rol. So vandag is hierdie goed 'n pes, want die omstandighede het verander. Maar oorspronklik het hulle 'n baie spesifieke doel gehad. En elke voeltjie het sy rol. Hoe vlieg hierdie ding? Dat hy op een plek kan bly staan. Dat hy vorentoe en agtertoe kan beweeg en dat hy so perfek hierdie dinge kan regkry. Hierdie is 'n ontwerp waarin daar elke detail nagevors is. Dis so asemrowend dat die ingenieurs van die wêreld kyk na hierdie ding en sê vir hulle self, so moet ons helikopter ontwerp. Hy moet so kan vlieg en so kan vlieg en so en sis. En daar het God dit alles klaar voorberei gehad. En elkeen spesifiek, daai bekkie, gaan daai plant reg sien. So hierdie planeet leer vir ons iets omtrent God. Mede-afhanklikheid. Nou ek weet nie of julle weet waarheen ek gaan nie. Is daar 'n mede-afhanklikheid tussen ons waar ons hier sit? En in die kerk, is daar 'n mede-afhanklikheid? Is almal dieselfde in die kerk of het almal verskillende rolle in die kerk? En as jy een verag omdat hy dalk soos 'n miskryer ryk, kan jy dalk dan 'n probleem optel as jy al die miskryers vertrap. Dan kan jy soos Australië wees dat jy knoppies om jou kop moet dra om die vliee weg te hou, nee. Ja, hulle het nie miskryers in Australië nie. Dis hoekom hulle vliee het. En dis hoekom hulle die miskrye probeer daarin kry, sodat hulle die vliee plaag kan te bowe kom. Nou, hier is iets interessants. As ons begin verstaan hoe God dink, dan raak dit fantasties. Dis die huidmondjies. En huidmondjies is hier in alle blare het huidmondjies. En die huidmondjies maak oop of hulle maak toe. En dit veroorsaak dat 'n plant kan transpireer, dat hy vloeistof kan verloor of dat hy minder transpireer. Dit kan ook wees dat deur die huidmondjies neem hy sekere minerale op en ander minerale kan nie op 'n ander plek opgeneem word. Magnesium byvoorbeeld word deur huidmondjies opgeneem in die vroeë oggend saam met die oggenddou.
En die magnesium kom in daai druppeldou want hy word versprei in die stoffies in die atmosfeer. En die plant neem nie baie goed magnesium op uit die grond uit nie. Ons voeg so graag magnesium by die grond, maar bakterieë kan dit nie verduld nie en hulle sterf as gevolg daarvan. So hierdie huidmondjie is baie belangrik, maar nou wil ek vir julle 'n interessante storie vertel. As hierdie selletjie begin swel, as hy terugdruk, toeneem, dan maak hy oop, en as hy swak word, dan verslap, dan maak hy toe. Nou wat maak die huidmondjie oop, en wat maak hom toe? Veral in die oggend maak die huidmondjies oop. En hier sien ons dat lig is 'n prikkel wat werk met die huidmondjie, maar nie net lig nie, ook klank. Klank. En dit is fascinerend. Dis fascinerend. Geen wetenskaplike sal hierdie kloutjie ooit by hierdie oor kry nie. Nooit. Nooit. Hier is 'n stukkie navorsing wat opgeskryf is in hierdie tydskrif Nexus. Wonderplante van klankgolwe. Plante kan slegs verstaan word wanneer alles wat om hulle verweef is, lewe en hulle ombring verstaan word, sê Steiner. Wanneer swaalkies in die lente vibrasies met hulle vlerke veroorsaak, soos hulle swerm en strome veroorsaak met hulle vlekslag, sê Steiner, het dit 'n kragtige effek op plante se blomme en vrugtedrag. Dit is die tipiese vrugte wat ek kry met hierdie splinternuwe metode wat hy noem sonic bloom. So die soniese klanke blom hierdie bome baie meer as van tevore. So daar's 'n kombinasie van bespuiting van die blare met 'n mis. Nou sê die Bybel nie dat daar in die oggend 'n dou was nie of 'n mis was nie. En dan, wat gebeur dan? Van enige plant sinkronies, van die klein sprietjie tot die volgroeide bome, met 'n uitsaaiing van daardie spesiale klank. Met daardie eenvoudige, maar wetenskaplik onverklaarbare proses, dis 'n wetenskaplike wat praat, was ek vir die eerste keer in staat om vrugte oral oor die binneste takke van my lemoenbome te hê. Dit het grootliks bygedra tot die sambreel-tipe wat oral die norm is. Voeg daarbij dat Gavi Center for the Improvement of Human Functioning, 'n baanbrekende navorsingsgroep op mediese gebied in Wichita, Kansas, die sap getoets het en bevind het dat daar 'n verhoging van 121% in natuurlike Vitamiin C was, vergeleke met normale lemoene. En jy kan verstaan dat ons met hierdie nuwe Sonic Bloom ontdekking praat van nie net 'n verbetering in die hoeveelheid nie, maar ook in die gehalte van 'n vrug. Nou, wat gebeur is die klanke in die oggend stimuleer die huidmondjie om oop te maak. So wanneer daai voeltjies begin sing in die oggend, dan maak die huidmondjie oop. En daai dou wat daarin is, daai mis, gaan ingee vir hom sy magnesium en ander nutriënte en hy neem die belangrike dinge op en skei dit uit deur die huidmondjies wat uitgeskei moet word. En 'n gesonde plant het 'n gesonde omgewing nodig met al daai klanke. Nou vanoggend het ek gelê en dink ek, word toe wakker vanoggend, vroeg vanoggend wakker geword. En ek hoor daai piep, 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 geluidjies van die voeltjies. Het jy al agtergekom? So 'n sagte gepiep. En ek lê so wakker en ek dink nou ek gaan nou hierdie lesing gee en ek dink ek moet dit nou vir die mense sê. En na so 'n rukkie begin die ander voëls en dan raak dit nou 'n bietjie meer raserig en dan begin hulle gepraat in die takke en dan kom die harie daar. Tog ek nou, dis nou die Here. Hy maak jou eers so saggies wakker. En dan gesels die ander voeltjies en dan kom die trompet. Jy moet nou wakker raak. En dit sê vir my iets van die karakter van God. Hy het dit nie omgedraai nie. Hy begin nie met die harie daar nie. Die harie daar kom bietjie later. Is dit nie so nie? Ek hou van hierdie dinge. Dis oulik.
Ek skat dat Rachel Carson tog reg was, het Hals nostalgies gesê. Lente op die plaas is baie stiller as van tevore. DDT het baie voëls doodgemaak en daar het nooit weer aan hulle plek gekom nie. Wie weet wat 'n betowerende effek 'n voël soos die wood thrush, die luister, die Amerikaanse luister sou hê, as hy sang gebruik sou word, want hy sing 3 aparte note gelyktydig. 2 note word getril, terwyl die ander noot in die agtergrond gehandhaaf word. Jy weet, dit laat 'n mens dink aan Lucifer, wat met al daai stemme, hoeveel was dit, 7 gelyktydig kon sing. Fascinerend. Hoe was hierdie planeet oorspronklik? En wat was die interafhanklikheid tussen plant en dier en mens op daardie stadium? As jy nou kyk na die vye, die wysheid wat hier verborge is. Elke soort vy het 'n spesifieke wespe nodig vir bevrugting. En as daai wespe nie daar is nie, gebeur daar niks nie. So hier's 'n absolute interafhanklikheid tussen die vye en hierdie wespes. En hulle gaan deur daai gaatjie en hulle bevrug daai plantjie en daar sou niks wees as dit nie vir hulle was nie. As jy kyk na 'n koraalrif, wat daar aangaan, die interafhanklikheid tussen die koraal en die visie. Hoe was dit oorspronklik? Hoe was hierdie planeet? Verras vir die visie wat binne in die seekomkomme leef, sonder enige versteuring. Siekte is niks anders as getranslokeerde spesies nie. Escherichia coli is die bakterium in ons darmes. As hy getranslokeer word na 'n ander deel van die liggaam, is hy 'n patogeen en jy word dodelik siek. As jy die omgewing verander, dan verander iets wat 'n goeie doel gehad het, 'n simbiotiese doel, verander in 'n siektetoestand. 'n Patogeen. So jy moenie mors met die natuur nie. Maar ons moet ook nie mors met die verhouding wat die Here geskep het vir ons nie. So hierdie verhouding, hierdie simbiotiese verhouding, is 'n kenmerk van ons planeet. As jy kyk na hierdie duine, hulle lyk so kaal. Ek was betrokke by 'n NAMIP ekologie projek. Daar het ons daar in die Kiship Canyon gedeeltes gebly en hierdie sandduine bestudeer. En al hierdie goggatjies en hoe hulle leef. En ek het die ongeluk gehad, ek het een van die sandduine moes ek uitgrawe sekere gebiede om te kyk wat se organismes, en hier trek ek een van hierdie white ladies uit. Dis nogal ding, hy flappie in die sand. Fascinerende organismes en hoe hulle termoreguleer en hoe hulle geadapteer is. Maak nie saak waar jy gaan op hierdie planeet nie, daar's 'n perfekte siklus. Daar's 'n energiesiklus, dit wat inkom deur die son, wat weer kaats word, daar's 'n balans. As die balans nie daar is nie, dan het jy chaos, dan het jy tornado's, dan het jy al hierdie storms wat ons het, en al die probleme. Daar's 'n watersiklus, daar's verdamping, daar is weer aanvulling van reën ensovoorts, ondergrondse water, daar's 'n perfekte balans. As jy dit gaan versteur soos wat hulle nou wil maak in die Klein Karoo of in die Groot Karoo, met hulle fracking en hulle dit, dan gaan jy chaos hê. Jy gaan chaos hê. Jy kan nie mors met die natuur soos wat jy wil nie. Daar's 'n siklus wat die suurstof betref, fotosintese, koolstofdioksied, die verhoudings in die see, die verhoudings op land. Dis spesifiek perfek uitgewerk. Moenie daarmee lol nie. As ons kyk na wat industrie bysit en so voorts, dan gaan jy probleme optel. Hier het ons fotosintese, die organismes, die CO2 siklus, fossiele brandstowwe, plante ensovoorts. Die siklusse moet perfek wees, anders te skree die wetenskaplikes. Daar's 'n stikstofsiklus. Dit is fascinerend. Ek was 5 jaar lank betrokke by 'n skool in Noorwe, 'n Bybelskool, waar hulle organiese boerdery wetenskaplik beoefen het. Fascinerend. Die verskil tussen ammoniak en nitrate in die grond. Ammoniak blaar groei. Nitrate
vrugtevorming. Jy weet vandag, ons gee stikstof vir die plante en ons kyk hoe groei hulle, en as die veld lowergroen staan, dan sê ons, kyk hoe lekker groei hulle. As jy dit reg beoefen, die waterlemoen gaan net 5 blaartjies hê, en dan gaan daar net so 'n bil van 'n waterlemoen hang. Want waar wil jy die krag hê, in die blaar of in die waterlemoen? Hy het net 5 blaartjies nodig om die krag te voorsien vir die een. So, jy gee vir hom die bemesting in die vorm van ammoniak aan die begin, die blare vorm, dan gee jy vir hom nitraat, die blare groei nie meer nie, maar die vrug groei. En dan sit jy met 'n veld met net sulke bulle. Hulle het eksperimente gedoen waar die een boer dit op die normale manier doen, en die ander ene doen dit op hierdie organiese manier, waar jy hierdie dinge reg doen, en die boer sê, kyk nou jou goed groei dan nie, hierdie ou paar ou eilblaartjies, man, dis 'n grap, kyk hoe lyk my veld. Die boer was maar stil. En toe by die vrugte kom, toe lê daai een vol waterlemoene, en die ander een, waterlemoen hier, waterlemoen daar, waterlemoen daar. Wat sê jy nou, boet? Nee, daar's interessante dinge. As ons hierdie siklusse verstaan, en ons begin verstaan hoe die wêreld werk, en hoe die stikstof na die plant toe kom, en hoe hierdie bakterieë in die grond, elkeen 'n spesifieke rol het, en as ek daai bakterium verontagsaam, dan het ek wat ek vandag het in die wêreld. As ek hierdie meganisme van stikstoffiksering en denitrifikasie en die afbreek van organiese materiale, as ek dit verontagsaam, dan het ek moderne boerdery. En dan het jy 'n probleem van die grond af op. En dit raak ons direk, want ons is deel van hierdie planeet. Ons moet daaroor gesels. So die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. En kennis van die Heilige is verstand. Die grootste doel van die lewe is om karakter te bou. En daar het ons afhanklikheid van mekaar en ons afhanklikheid van die Here absoluut nodig. Om hierdie kennis oor te dra en die karakter in harmonie daarmee te vorm, behoort die doelwit van die onderwyser se werk te wees. Ons moet harmonie kry. Ons moet kyk na die muur, hoe die muur sy werk doen. Hy kla nie daaroor nie, hy weet hy moet dit doen, hy doen dit. Hierdie is 'n boer. Hy gaan sny hierdie blare, hy vat hom af, hy maak kompos daarvan onder die grond, en dan plant hy sy sampioene daarin, en dan kweek hy 'n hele boerdery daaronder, en dis sy kos. Hy eet nie daai blare nie. Dis sy boerdery. Gaan kyk na die muur, wat sê die Bybel? Gaan kyk wat maak hy. En dan kyk ons wat maak ons. Gaan na die muur, Leiat, kyk na sy wee en word wys. Studeer, wat sê die wêreld? Wat sê die aarde? Hierdie goed fascineer my. Weet, ons is 'n kerk wat gesondheidsbewus is. Maar gesondheid van die bord op. Ons moet begin anders dink. Gesondheid van die grond op. Gesondheid van die grond op. Die Here het vir Adam gesê, hy het hom daar geplaas om die wat te bewerk? Die grond te bewerk, nie die bord te bewerk nie, die grond. Ons selfsugtigheid, dis een van die kernpunte van hierdie leerstelling. Kyk wat maak die muur, kyk wat doen die bytjie, kyk wat doen die verskillende diere, en dan kyk jy en dan loop jy daar deur die wildtuin en jy sien, wildebees en zebra, hulle is altyd by mekaar. Jy het al agtergekom. As jy wildebees sien, dan sien jy zebra. Die een eet die boonste deel van die gras, en die zebra eet die onderste deel. Sy tande sit hier voor, hy kan hom uittrek, hy kan hom skud, die grond afbyt, hy kan die worteltjies eet, hy kan die totale benutting van die plant hê, en die ander ene, hy is maar die grassnyer. Hy sny die boonste dele af, waarmee die ander ene niks kan uitvoer nie, hier loop hulle saam. Ag, die harmonie. En so moet ons ook boer, en so moet ons ook dink. Christus te werk voort vir ons as voorbeeld te dien.
Hy het voortdurend rondgegaan en goeie dade verrig in die tempel, in die sinagoges, in die strate van die stede, op die markpleine en werkswinkels, by die see, tussen die heuwels, het hy die evangelie verkondig en siekes gesond gemaak. Kyk na sy metode. Kyk na sy metode. Ons Heer en Meester bestem dat daar geen draad van selfsug in sy werf ingeweef sal word nie. Niks. Ons het 'n transformasie nodig. As kerk. As kerk. Hervormers behoort die mees onselfsugtige, goedhartigste en hoflikste van alle mense op aarde te wees. Is ons? Is ons? In hulle lewens behoort mens die ware goedheid van onselfsugtige diens te sien. Sê die by ooit, hey, wat betaal jy my vir die job wat ek nou net gedoen het? Hulle wat aanspraak maak daarop dat hulle volgelinge van die meesterwerke is en wat in sy diens staan as medewerkers met God, behoort die takt en vaardigheid, stiptheid en wysheid wat die God van volmaaktheid van die bouers van die aarde se tabernakel vereis het in hulle werking te bring. Dis mooi vertaal, dankie vir die vertalers. En nou soos in die tyd van Christus se aardse bediening behoort toewyding aan God in die gees van opoffering 'n voorvereiste te wees vir aanvaarbare diens. Ons moet besin, is ons in harmonie met hierdie dinge? Wat is die motief? Dit is die motief agter ons dade wat hulle hul beslag gee. Nie wat ek doen nie. Ek kan baie goeie dinge doen. As ek wil punte hê by die Here, vergeet dit. Wat is die metode? Dis nie die groot dinge wat elke oog sien en elke tong prys wat God as kosbaar beskou nie. Nietige taakies, blymoedige afgehandelde dinge, klein geskenkies wat geen indruk maak nie en wat vir die mens waardeloos voorkom, staan by hom dikwels die hoogste aangeskrewe. Dis mooi goed hierdie. Ek hou van hierdie skrywer. Dade ontleen kwaliteit aan die motief. Elke daad ontleen sy kwaliteit van die motief wat aanleiding gee daartoe. Wil ek belangrik lyk? Wil ek op die televisie kom oor my goeie dade? Of doen ons dit stil agter die skerms, dat niemand dit sien nie? God sien dit. God sien dit. God wil werke van die hart hê, die onselfsugtige doel, die suiwer edele beginsels, die heilige motief, dit sal hy aanvaar. Sien ons dit in die natuur? Ja, kyk na die natuur. Psalm 139 vers 14, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Kyk na hierdie liggaam, hoe is hy ontwerp? Wat het die Here hier ingesit? Hoe moet ek hierdie liggaam hanteer? Wat moet ek daarmee maak? Wat is sy brandstof? Hoe versorg ek hom? Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad dra, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Das 'n opdrag. Das julle kos. En toe kom daar dorings en dussels, en 'n vloek kom op die aarde, en God sit die plante van die veld by. So sit maar die groentetjies daarby. Kies die beste voedsel, sê dit hier in die gees van profesie. Om te weet wat die beste voedsel is, moet ons God se oorspronklike plan vir die mense die eet bestudeer. Is dit logies? Tuurlik, waarvoor is ek ontwerp? Kyk aan. Hy wat die mens geskape het en sy behoeftes verstaan het, vir Adam sy voedsel bepaal. Die voedsel wat ons Skepper vir ons gekies het, bestaan uit graan, vrugte, neute en groente. That's it. Hoe lyk dit? Lekker mooi, né? So as hierdie Skepper God vir jou iets beplan het, dan sal hy ook sorg dat daar iets vir die smaak is, iets vir die oog is, en dat dit
aanvaarbaar en goed is. Maar die mens sal nooit tevrede wees met wat hy hier sien nie. Kyk net daai verskeidenheid wat die Here geskep het. Dis ongelooflik. Ongelooflik. En as die bytjie tevrede is met wat hy kry, en as die eland, en die gemsbok, en die zebra, tevrede is met wat hy kry, wat moet ons te wees? Vra maar net die vraag, jy weet, ek is maar so stoker, is maar 'n moeilike ding hierdie, maar is dit nie so nie? En dink net daaraan, as jy 'n eland was, het jy blare gevreet. En as jy in 'n plek gebrei het waar daar net akasias is, het jy elke dag akasia blare gevreet. Het jy al akasia blare geëet? Hoe proe hy? Is nou nie juist die wonderlikste ding onder die son nie, nee. As jy 'n koei was, het jy gras gevreet. Kyk net wat doen die Here hier. En die koei sê nooit, ek stel nie belang in hierdie gras nie. Nooit. Die gras is miskien groener aan die ander kant, ja, as wat hy aan die kant is, maar is nog steeds gras. Of kyk na hierdie verskeidenheid, of daardie verskeidenheid. Dit is ongelooflik. En as ek nou die natuur bestudeer, en ek kyk na hierdie goed, en daar is die woord organies daarbo. En dit het so amper 'n mite geword, so 'n mitos eerder. Ons moet organies eet. En weet julle wat, ek het dit nou studeer, want ek het nou begin belangstel in hierdie ding. En God se metode kan net die regte metode wees. En al God se boerdery op hierdie planeet is organies. Hy het geen ander boerdery metode as die organiese boerdery nie. Hier het ons plante vandag in groot bedrywe, en die meeste bedrywe is anorganies. Jy sit maar die bemesting by. Jy sit kunsmis by, jy maak die grond steriel. Die bakterieë sterf. Al daai siklusse wat daar ingebou is, almal in hulle swernoot, weg. En dan sit jy 3 of 4 of 5 minerale by, en dan het jy 'n plant wat goed lyk, maar hy is so vatbaar vir siektes. Nou moet jy hom vertroetel met spuitgoed en pestisides en herbisides en dit en dat en die ander, en jy sukkel jou dood. En dis die moderne boerderybedryf. Hier het ons, dit is nie 'n slegte ding as jy dit reg doen nie, as jy net vra, hoe is dit in die omgewing, dan kan jy ook hidroponiese plante produseer, net sorg dat jy alles gee wat die natuur gee. Vandag ploeg ons 'n veld om, en ons ploeg hom sommer diep om. Bo sit die aerobiese bakterieë, onder sit die anaerobiese bakterieë, nou draai ons hom om. Wat het ons nou gemaak? Ons het die anaerobiese bakterieë bo gesit, ons het die aerobiese bakterieë onder gesit, en die hele lot vrek. Weg. Wat is die doel van die bakterieë? Ek gaan maar sê die bakterieë eet nie. Ek gaan maar sê plant eet. So Here, hoekom het jy al hierdie goed ingesit? Daar's 'n reënwoud. Fantasties, né? Kyk net hoe dig staan hy. Een plant langs die ander. Stel julle voor, ons vrugteboorde het so gelyk. Die boer sou juig. Kyk hoe staan sy bome. As hy onkruid nie, daar's geen probleem daar nie. Is perfek. En alles is in harmonie in hierdie reënwoud. En geen boer het nog ooit daar geploeg nie, op daai stukkie nie. Daar waar hy wel gaan ploeg, gaan jy binne 3, 4, 5 jaar probleme hê, reg of verkeerd. Hier het niemand geploeg nie. So, as ek wil weet, Here, hoe moet dit wees? Moet ek gaan kyk? Kyk na die Here se boerdery. Nou, hoekom lyk dit so goed hier, Here? As ek al daai bome wegvat, dan is my grond maar power. Want al die energie sit nou in daai plante. Maar hoe is dit dat hulle jaar na jaar so goed lyk?
Wat het jy hier ingesit? Dat daai neutbome, daai Brazil nuts, elke jaar, daai biljoene tonne neute produseer. En as geen mens wat 'n bemesting of iets daarby sit nie. Hoe doen jy dit, Here? Kan die harde vir my vertel? As ek gaan na daai woud toe en ek kyk na sy front, hey, hier lyk dit so. Daar lê omgevalde bome, daar lê detritus op die grond, hier kom die sampioentjies op, met ander woorde, daar is al die fungi, spore en hulle uitspreisels onder die grond, almal daar teenwoordig, om die grond te detoxifiseer, om te bewerk. Die bakterieë wat daarin is, duisende, derduisende organismes, mikro, makro-organismes, elkeen het 'n rol, van die aardwurm, tot die kewertjie, tot die bakterium, ongestoord werk hulle daar in die grond. Wat doen hulle? Hulle moet toch iets belangriks doen. En as ek kyk na die organismes wat die een is, die organiese materie moet verwerk word, daar's die bakterieë, daar's protozoa, daar's fungi, daar's nematoda, arthropoda, groot nematoda, klein nematoda, dan die groter organismes, daar's ook die mol wat 'n pes is vir die boer. En dan is daar die voëls en die ander organismes met hulle lang bekke wat grawe in die grond. En die gaan dinge aan, dis 'n lewendige ding wat aan die gang kom. En dan al die organiese kompos op die grond, dis hoe die Here werk. Nooit gaan daar 'n ploeg in nie. Sy ploeg is die aardwurm. Sy ploeg is die Adidas se snavel. So wat werk hier? Hoe werk ons? En hoekom het ons die bakterieë? So die beginsel van die Here se boerdery is kompos. Dis die eerste ding wat jy sien wat daar op die grond ontwikkel, in die woud. Is dit nie so nie? Nou ons kan kompos maak in sulke bokse, dit werk uitstekend. Jy sit groen in en bruin in en groen in en bruin in, dan volg jy die metode en dan word dit verwerk deur die bakterieë en die bakterieë maak dit kleiner en dan sit jy hierdie goed in jou grond in. Want die aardwurm gaan mos dit afdra, is dit nie so nie? En die bakterieë werk dan. Nou wat doen die bakterieë? Hulle verteer dit. En die aardwurm vat dit en verteer dit nog verder en verwerk dit en dan gehaal hy nog af en die bakterieë werk. En soos hulle dit verteer, produseer hulle 'n suur. En daai suur, nou soos ons maag suur produseer om ons kos te verteer, so gebruik die bakterium 'n suur om die plant debris te verteer. En daai suur loog die minerale uit die grond uit. So wat in daai grond is aan minerale, word nou uitgeloog. En die plant gebruik die minerale. So waar kom die minerale vandaan? Van die bakterieë. En die ander organisme is daar om dit fyner en kleiner en te verwerk, sodat die bakterium meer het om op grond daarvan te werk. Elke mineraal, hoeveel minerale? 84 minerale. Maak daai bakterieë dood en jy moet minerale byvoeg. Hulle voeg stikstof by, kalium by, kalsium by, magnesium by, dit maak die res van die bakterie ook nog dood. En dan suk jy al klaar, natrium, dan kom jy kloried en sulke goed. 5, 6 minerale. Die plant lyk mooi, geen weerstand, powere smaak en patetiese voeding. Hierdie metode, 84 elemente, siektes, feitelik onbekend. Net die swak plant kry 'n siekte. So as jy plante groei, die een wat die goggas op het, haal hom uit, gooi hom weg. Die ander is reg. Hulle immuunstelsel is sterk, hulle gee vir jou wat jy nodig het. Dis hoe die harmonie van die natuur werk. Kan kompos so maak. Vat jou bale, maak so 'n kring, en gooi jou kompos daar in die middel, volgende keer word die baal deel van die volgende kompos. Werk uitstekend, dan kry jy sulke groente.
My vrou en ek, Sonika, ons het in ons agtertuin, volgens hierdie organiese metode, begin eksperimenteer. Ons het 'n kool geproduseer. Julle ken ons die Chinese kool, né? Chinese cabbage. Gewoonlik is hy omtrent so groot, so dik as jy hom koop, 'n lekker grootte. Die een in ons tuin, die twee van ons, kon ons hande so net om hom kry. Een van hulle. 'n hele kerk vol mense het geëet van daai kool. Hier is iets weggesteek in die grond, wat die Here wil hê wat ons moet ontdek. Dis hoekom hy sê, kry vir julle 'n stukkie grond, plant julle plante, en begin eet van die grond af op. En die smaak, het julle al ooit 'n tamatie geproe? Ek glo nie so nie. Die normale mens weet nie wat 'n tamatie is, so 'n vaal ou ding wat bietjie suur proe in jou mond. Nee, tamatie moet ontplof in jou mond. Ontplof. Jy kan van 6 tamatieplantjies meer as 2 ton tamaties oes. Stel julle dit voor. Jy sit daai tamatieplantjie, jy trek sy okseltjies uit, dat hy net opgroei. En dan maak hy hierdie vrugte. En dan oes jy hulle. En dan begin jy later daarbo oes. Dan maak jy hom daarbo los. Dan lê jy daai plant plat. Op die grond. Dan buig jy hom op, gaan hy weer op. Dan oes jy weer van daai selfde een, dieselfde. En dan vat jy sy bonus, dan vat jy hom weer terug. En lê jy hom weer hier toe, dan gaan hy weer hier op. Jy oes aan mekaar van daai een. Na mekaar. Dis ongelooflik. Dan kry jy sulke pampoene. Werk saam met God, met engele, met die mens, met die natuur. God werk onselfsugtig vir ons. Die grond sal onselfsugtig vir ons dit gee, as ons dit weer terugbring na sy oorspronklike toestand. So, jy kan grop, maar jy moet nie omdraai nie. Jy kan in die aerobiese deel omspit, maar nie dieper nie. As hy hard is onder, dan moet jy dit voorsien wat hy nodig het, dan gaan hy hom opbreek en hy gaan los word. Ons het grond gehad wat so hard was, dat jy met die pik net so ver kon ingaan. Toe ons nadat ons die organiese metode toegepas het, kon ons 'n stok vat, 'n meterstok, en hom met een vinger so in die grond indruk. Ongelooflik die verandering. Sonde het ons geskei en ons in die verderf gelei. Christus het ons herenig en strome van lewende water onderhou ons. Hy het ook woorde van hoop en bemoediging tot julle gespreek. Hy het aan hulle gesê, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ek in my, en my Vader se huis is daar baie wonings. Ons het die fantastiese beloftes. Ons moet weer eens word met God, soos wat ons veronderstel was om deel te wees van die natuur. Bid gedurig die Heer. Moenie toelaat dat mense of persoonlike belangstelling skeidings maak tussen jou en God, wat die bron van jou krag is nie. Wanneer jy opstaan in die oggend, kry jou gesin by mekaar soos Abraham en nooi hulle om God se aangesig te soek saam met jou. As die werkdruk te veel is dit soveel meer nodig om tyd te neem om te bid, om jou versoeke, pleidooie voor die genadetroon te bring. My doel met hierdie reeks is om ons verhouding met God, met mekaar en met ons omgewing weer te laat herstel. Ons gaan 'n paar harde dinge sê in hierdie reeks, maar die doel is nie om af te breek nie, maar om op te bou. Alleen in verbondenheid met Christus kan die disippels op die begeleidende krag van die Heilige Gees en die medewerking van die hemelse engele hoop. Met behulp van hierdie goddelike hulpmiddels sal hulle aan die wêreld 'n aaneengeslote, ondeurdringbare front kom toon en die oorwinning behaal in die stryd wat hulle noodgedwonge teen die magte van die duisternis moes voer. Net soos die natuur nie 'n gesonde plant kan produseer as jy die reëls verontagsaam nie,
So kan ons nie 'n gesonde karakter ontwikkel as ons die reëls verontagsaam nie. As ons nie die regte kos kry nie, geestelike kos, dan kan ons nie geestelik groei nie. As ons verontagsaam om in die oggend die huidmondjie oop te maak, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang, hoe wil jy deur die dag jou energie spandeer? Net soos daai huidmondjie in die oggend deur die stil, soet gesang van 'n voeltjie oopmaak. So moet ons luister na die stil, soet stemmetjie van die Heilige Gees. En daai voedingsstowwe opneem, daai woord, sodat ons in die dag kan bly staan. Om soveel moontlik van ons tyd in vars lug buite te spandeer is baie goed vir ons gesondheid en geluk. God het 'n son geskep. Vandag kruip ons weg vir die son. Ons kruip weg vir die son. Het julle geweet dat studies gedoen is, dat die mense wat min son kry, soos die Europeërs, is meer geneig om 'n melanoom te kry, wat 'n aggressiewe kanker is, as mense wat in die son is. Ons kry hierdie kankertjies, ja, maar baie minder geneig om 'n virulente, aggressiewe velkanker te kry. Ons het son nodig. En daai son moet ons reg gebruik. Ons het vars lug nodig. Die gedagtes van 'n invalide behoort weggelei te word van self en attent gemaak te word op die skoonheid van die natuur. 'n Bytjie dink nie aan homself net nie. Hy doen diens terwyl hy werk en hy kla nie daaroor nie. 'n Muur doen dit ook nie. Ons moet dieselfde wees. Die dienaars van God moet saamwerk en op 'n vriendelike, hoflike wyse verenig word en mekaar voorgaan in eerbetoning. Romeine 12 vers 10. Daar moet geen onvriendelike kritiek wees nie. Geen afbreking van mekaar se werk nie. En daar moet geen afsonderlike partye wees nie. Ons het baie talente in hierdie kerk. Gee elkeen 'n kans. Elkeen se metode is nie dieselfde nie. Ons het hopeloos te veel kritiek in hierdie kerk. Hopeloos te veel. 1 Korinte sê, want wat dwaas is by God is wyser as die mense. En wat swak is by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. Briljante woorde. Hulle wat getrou aan die regte beginsels bly, sal voortdurend groei in kennis. Hulle sal die voorreg hê om bekend te wees as medewerkers met die grootmeester namens die mensdom en sal 'n heerlike rol vertolk in die uitvoering van die doeleindes van God. Ons moet onsself herontdek. Dink jy hier, soos ons nader aan die einde van die dinge kom op hierdie planeet, wil God hê 'n volk wat al hoe swakker en swakker is in sy geestestoestand? Of wil hy 'n volk hê wat sal kan staan, maak nie saak van watter rigting die wind waai nie? Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Ons het aan die einde van alle dinge gekom. Ek is oortuig, ons staan op die drempel van die ewigheid. En ek is oortuig, God wil hê dat ons 'n totale vernuwing van gees individueel en in die kerk moet hê. En ek sê nou vir julle, almal gaan nie aan dieselfde juk trek nie. Hier gaan 'n skudding kom. Hier gaan 'n skeiding kom in die kerk. En ons moet voorbereid wees daarop. Maar ons moet onsself nie verhef tot die posisie van die polisieman nie. Ons moet eerder ons verneder na die posisie van die diensknegt toe. Dis wat Jesus gedoen het en dis wat ons moet doen. Laat die skudding
aan wie oor? Aan die Here oor. Want hy sal besluit wat is onkruid, en hy sal besluit wat is koring. Ek moet dit nie besluit nie. Laat die twee saam groei, tot die einde toe. Die engele sal hulle kom skei. Dis nie my werk nie. My werk is om te sorg, dat ek hierdie harmonie waarvan ek vandag gepraat het, inbring in my lewe in. En dis julle taak ook. En ons moet sorg dat ons gebruik word daar waar die Here ons geroep het, om die taakie, wat se taakie dit ook al is, te verrig. En ons sal wondere sien in hierdie kerk. Mag die Here ons help, en mag hierdie lesing die basis wees van wat ons gaan sê, want die tye is maar moeilik.